Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Vandag kyk ons na Johannes hoofstuk 19. Dankie dat jy getrou is in hierdie reis om elke dag saam hierdie video's te kyk en om ook jou Bybel te lees, hierdie hoofstuk te gaan lees. Johannes hoofstuk 19. Ek gaan vir jou lees Johannes hoofstuk 19 vers 38 tot 39 en my tema is geheime disippels. Ek lees vir jou Johannes 19 vers 38 wat sê: Hierna het Josef, wat van Arimatea afkomstig was, omdat hy vir die Joodse leiers bang was, was hy 'n geheime disipel van Jesus. Het hy Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Jesus kon kry. Pilatus het dit toegestaan. Josef het toe die liggaam gaan haal. Nikodemus, wat Jesus die eerste keer gedurende die dag besoek het, het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 50 liter mirre en alwyn gebring. So, Jesus is nou gekruisig. Na afloop van die kruisiging, nadat Jesus in die sy gesteek is deur die Romeinse soldaat met 'n spies om seker te maak dat hy dood is, kom twee geheime disippels uiteindelik na vore. Die een is Josef van Arimatea, waarvan ons eintlik nie veel weet nie. Die ander een is Nikodemus, waarvan ons in Johannes hoofstuk 3 gelees het, waar hy 'n gesprek met Jesus gehad het in die aand. En dalk het hy daarso waarskynlik tot geloof gekom, maar hy was ook deel van die Joodse raad, die Sanhedrin gewees. Nou, van Josef word daar reguit gesê dat hy 'n disipel van Jesus was, maar uit vrees vir die Fariseërs het hy dit geheim gehou. Ons kan aanneem dat dieselfde dalk nou geld vir Nikodemus ook. Maar hier, na Jesus se kruisiging, skud hulle daardie vrees af en kom hulle na vore as disippels van Jesus en hulle gaan begrawe Jesus se liggaam en speel so 'n rol in God se plan. Hoeveel mense is daar nie wat in Jesus glo nie, maar dit geheim hou? Hulle lewe spreek nie vreeslik daarvan nie. Hulle is nie baie uitgesproke nie en hulle hou dit eintlik maar 'n geheim. Mense wat na vore moet kom en 'n rol moet vervul in God se plan, maar vir vrees of skaamte of gemak of vir watse rede ook al, hou hulle dit geheim. Dit is tyd om na vore te kom as 'n disipel van Jesus. Ons kan nie langer geheime disippels wees nie. Ons moet na vore kom. Dis tyd om uit die kas uit te klim. Ek het 'n rol om in God se plan te vervul. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil nie wegkruip en skuil as u disipel nie. Ek wil nie eers skuil agter kerk nie. Ek wil in die openbaar uitstaan as u disipel, by my werksplek, in my skool, daar waar ek in die samelewing beweeg. Help my om die vrymoedigheid te neem en u sonder skaamte te volg. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Wees vandag vrymoedig. Tot volgende keer. Die Here seën jou.